'n veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van... Hallo my liewe mens, Ben en Francis saam met jou by die braambos. Ek het my skoene uitgeskop, want die grond waarop ek en jy nou staan, sit, lê, is heilig. Want ons is in die teenwoordigheid van 'n God. Ek dink is een van die waarhede wat mense nie altyd verstaan nie. As jy op 'n paviljoen sit tussen 100 mense, en jou naam is, in my geval, Ben, en iemand loop daaronder verby en hy skree, daar so, en hy skree Ben, dan kyk al die Benne soontoe. Net so as jy sê, Jesus, dan vra hy, ja my kind, daarom sê hy moenie my naam uitelik gebruik nie, want elke keer dan wil ek met jou praat, ek wil by jou wees. My liewe mens, as ek nou vir jou sou vra, of jy vir my sou vra, Ben, dien jy God? Ek vertel jy altyd van Johan ter Blanche. Ben, dien jy nog God? Dien jy nog die Here? Dien jy nog Jesus? En dan sê ek, yes, ek dien nog die Here. Nou vra die Heilige Gees vanmôre, maar volg jy God? Jy sien, mense dink daar's 'n verskil tussen dien God en volg God. Ek kan Jesus dien sonder om te volg. Ek kan met my vrou getrou te wees sonder om getrou aan haar te wees. Ek kan sê ek is lief vir my kinders sonder om regtig oor hulle te worry. Ek kan sê ek eer my vader en my moeder sonder dat ek dit wys. Nou sê die woord van God, Johannes, het ek nou Johannes afgesny, hier staan nou net Ohannes. Johannes 12 vers 26. As iemand my dien, Jesus praat, hy sê, as iemand my dien, laat hom my volg. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. My liewe mens. Ons wil God dien. Ons wil Christene genoem word. Ons wil sê ek behoort aan daai kerk en daai is my leraar en ek is 'n prediker en daai is my kerk. Is nie jou kerk, is die huis van God. En die mense in is veronderstel om die kerk te wees. Maar as ek in jou kerke, is ons gevul met die Heilige Gees van God. My liewe mens, ek wil sê, ek dien God, maar ek het nie nodig om te volg. Wat beteken om te volg? Kom ons maak gou daai som. As die dag toe ek trou, toe sê ek vir Francis, ek gaan jou man wees, ek gaan jou dien, ek gaan vir jou lief wees, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou omgee, in tye van voorspoed en teëspoed en goedheid en sleg en al daai mooi goed wat ons almal al gedoen het, of meeste van ons gedoen het, en wat die ander nog gaan doen, en meeste gelieg het. As jy sê ek dien God, dan word hierdie boek, dan val sy status weg as boek. Dan word hierdie
die geskrewe woord van 'n lewende God. Dis nie 'n storieboekies, maar iets fancy stories in, hoor. 'n Jong man wat 'n meisie gelike het wat hy nie moes nie, en toe het sy oë laat uitsteek, lang storie, sy naam was Samson, hare was Delilah. 'n Jong man wat sonder sy klere gedans het in die straat, so lief het hy gesê het hy Jesus. En 'n groot vet oom met 'n klip doodgegooi het. Maar dit is nie stories nie, dis gebeurtenisse. Dit maak dat hierdie nie 'n boek kan wees nie, maar hierdie 'n geskiedkundige skrywe is, wat deur God se Heilige Gees geïnspireer is, oor 1000 jaar deur 30 mense op verskillende lande, voor daar internet was, en Google en allerhande sulke goed, en hulle het dieselfde getuienis gebring. Het nie 'n storie vertel nie, hulle het dieselfde getuienis gebring. In die begin was God, en hy het die hemel en aarde geskape, en aan die laaste vers sê, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, die God en Vader, en Seun, en Heilige Gees, die Seun wat die woord was, in die eerste vers is ook in die laaste vers, maar hulle is 1000 jaar uit mekaar uitgeskryf. Ek vra nie wat jou, man, ek het gister 'n mooi woord by Willie Botha gehoor, ou het hom eendag gevra, en wat is jou nering, broer? Ek wil nie nou vir jou vra, broer, wat is jou suster, wat is jou nering nie. Ek wil vir jou vra, dien jy die Here? Wag, voor jy amen sê. Voor jy sê, verseker dien ek die Here. Ek sê vir die ou predikante altyd, toe ek nog jong was, nou is ek die ou predikant. Ek sê, hoe kon jy vir my gelieg toe ek in die bediening gaan? Hy sê, ek het nie vir jou gelieg nie. Ek sê, jy het dit baie makliker laat lyk as wat dit is. Ek wil net dit vir jou sê, jy het dit makliker laat lyk. Was dit nie maar 'n leuen nie, dit is nie so maklik as wat dit lyk nie. My liewe mens, dien ek en jy nog God? Want as ons God dien, sê hierdie vers, waar hy is, sal ons wees. Ek net eers met my bril opsit, ek het die syfers so klein gemaak, dat ek dit kan lees, waar ek is, sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. My liewe mens, nou vra die Gees van God vanmôre vir jou en vir my, dien jy die Here? Nee, ek dien nie die Here, maar ek's 'n baie goeie kerksmens. Nee, ek dien nie die Here nie, maar ek mis nie 'n erediens nie. Nee, ek dien nie die Here nie, maar ek gee ook so af en toe geld. Nee, ek dien nie die Here nie, maar ek is goed vir my vrou, of vir my man, of vir my ouma, of vir my oupa, of my pa, of my ma, of vir my ouers. Ja, dis die, of vir my kinders. Ek en jy moet wegbeweeg van om te dink wat ek doen is goed. Die goed wat ek doen is so lofwaardig, man, ek moet besing word van die môre tot die aand. Baie dankie dat jy vir my brood gegee het. Baie dankie dat jy vir my gebid het en gesond geword het. Baie dankie. Nee, dankie Here. Ag, ek praat dieselfde as laasweek. Maar dit borrel net uit. God wil vir ons iets sê. Hy sê, ons dien nie meer die Here nie, ons dien mense. Weet jy hoeveel mense is op pad hel toe, oor hulle pastoors of dominee bekeerd is? As die hoofpredikant nie daar is nie, gaan ek nie kerk toe nie, want jy sien, hy is my predikant. Hy is die slimste, hy is die mooiste, hy is die beste, die ander is skrap. Ek weet van plekke waar die hoofprediker tot bekering moet kom, en die een wat die minste geag word, na geluister moet word. Partykeer wens ek kan hier sit en sommer name noem, maar ek mag nie oordeel nie, net God mag oordeel. Nog iets wat ek vir jou wil voorhou. Matteus, daar het ek die Johannes se hier gesteel. Wat het ek hier? Matteus 6 vers 24. Luister, niemand kan twee here dien nie. Want hy sal die een haat en die ander een lief hê.
God en Mammon kan jy nie saam dien nie. Jy kan nie God dien en die wêreld volg nie. Jy kan nie God dien en agter die wêreld aanloop nie. Jy kan nie God dien en onder die indruk wees, jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, jy kan, hoe gaan hy liedjie, ek kan sê wat ek wil, want ek het mos vryheid van spraak. As jy sê ek dien God, het jy nie meer vryheid van spraak nie. As jy sê ek dien Jesus Christus, kan jy nie meer loop soos jy wil, praat soos jy wil. So 'n week of 3 terug het ons gepraat oor, as jy 'n Christen is, as jy wedergebore kind van God is, kan jy nie half kaal in die straat loop nie. Kan jy nie topless op die strand lê nie. Sê die woord. Kan jy nie meer vuil grappe vertel nie. Kan jy nie pornografie kyk of aanstuur nie. Kan jy nie dronk word van wyn nie. Kan jy nie steel nie. Kan jy nie lieg nie. Kan jy nie. Jy kan nie God dien wanneer dit jou pas nie. Dan is jy lou of koud. Nee, dan is jy lou. Ou dink as hy lou is, hy dien God Sondag en Maandag tot Saterdag kan hy maak wat hy wil. God sê, jy gaan of die wêreld lief hê en my haat, of jy gaan my, nee, Sondag is ek lief vir u en ek haat ek die wêreld. Okay, nou nie elke Sondag nie, Here verskoon my tog. Maar dan kan ek dit omruil. Maandag, Sondag as ek by daai kerk uittrek en ek trek daai baadjie uit, of ek haal daai hoed van my kop af, of wat jy ook al doen, jou kerkklere. Ons het ons kinders was, het hulle gepraat van skoolskoene en kerkskoene. Nou as jy arm was, het jy net het jy net skoolskoene gehad, jy het hulle maar kerk toe aangegaan, maar dan was hulle gepolish. Jy kan nie 2 paar skoene dra nie. Gaan vir al julle dames, mans, julle kan ook, vat jou vrou se hoë skoen, trek jy hom links aan en aan die regterkant julle tekkie. Ruil so 'n bietjie om. Dan loop jy met 'n hoë skoen en 'n tekkie en voel hoe lekker gemaklik is dit. Dis wat ons doen in die huis van die Here. Dis wat ons doen met God, 'n lewende God wat ons baie keer dink, ek weet nie wat sy regte woord nie. Ons dink hy God is, ja, ek gaan dit nie sê nie. Jy weet wat ek bedoel. Ons dink hy verstaan nie, ons dink hy weet nie. Ons dink hy sit daar ver in die hemel en hy is besig om met Jesus en Lucifer te gesels. Nee, he dwells within my heart. Sy Heilige Gees is in my. Die woord van sê in Psalm 121, hy is die skaduwee langs my. My liewe mens, my liewe mens. Wil jy nie asseblief vanmôre tot inkeer kom? Wil jy nie asseblief vanmôre besef, as ek God volg ek niks anders nie. As ek God dien ek hom met alles in my nie. Ek kan nie met my een voet op 'n hoë skoen loop en my ander voet, die ou mense het gesê, met die een voet op die graf en die ander een op 'n bananaskil. So wil Christene vandag God dien. As and when. Mense is leiers in die huis van die Here. Mense is predikers in die huis van die Here. Wanneer dit ons pas. Maar wanneer dit my nie pas nie, was ek my hande in onskuld. Nee, wag. Nie nou nie, ek is nou besig. Ek sal God dien wanneer dit my pas. Die woord van God sê, jy kan nie God en die wêreld gelyktydig dien nie. Die woord van God sê, luister wat sê hy. Hy sê in Johannes 12:26, as iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, sal my dienaar ook wees. Nou gaan ek na die stripklub toe. Nou sit ek hierdie ding af, nou gaan ek mos nie tyd kan sien nie. Nou gaan ek na die stripklub toe. Of na die drinknes toe, of na die hoerhuis toe, noem dit net wat jy wil. Maar ek is 'n Christen, ek volg Jesus. Dink jy, Jesus is die skaduwee langs jou? Of dink jy,
Baie mense sê, waar is God as ek hom nodig het? Dan sê ek, nee, hy's net daar waar jy hom gelos het. Daar toe jy by die deur wou ingaan en gesê het, hierdie is nie vir God bedoel nie. Jesus, staan 'n bietjie terug. Ek is nou terug. Ek gaan net so 'n bietjie mammon, ek gaan net so 'n bietjie die wêreld, ek gaan net so 'n bietjie, ek is nou terug, moenie worry nie. Hou my baadjie vas. Hou my kerkskoene hier by U, Here. Ek is nou terug. My liewe mens, as jy God dien, dien jy hom met alles, of jy los dit. God self sê, omdat jy lou is, omdat jy God en mammon gelyktydig wil dien, is dit nie wat Christene doen nie? Is dit nie wat kerksmense doen nie? Ja, daar is uitsonderings, maar hoeveel uitsonderings is daar? Dien jy God met alles in jou? Is God nog die begin en die einde van jou opstaan, jou gaan lê, jou praat, jou geld, jou werk, jou huisgesin, is God nog alles? Of het hy 'n spaarwiel geword? Mooi styf gepomp, gepolish, agter in die boot, just in case of an emergency. Jy kry altyd so 'n sleutel in 'n geboue, dan by 'n deur wat gesluit is, dan staan daar, in case of an emergency, break the glass. Hy's gewoonlik so gesny, jy moet hom net so punch, dan sy stikkend. Hy breek eintlik baie maklik. Ek sien nou ouens koop hierdie goed met 'n tot brandewyn in, dan sê hy, just in case I'm sober, break the glass. En dan lag hulle pap nat en, ag, dis so pragtige ou grappie. Lag my sommer nat. Dit irriteer my. Gaan op Facebook, dan vat jy hierdie boodskap van vandag. Dan hulle sê nou jy share hom, jy stuur hom aan. Gaan share hierdie boodskap van vandag. Hy is op Facebook. Nie nou al nie, hy gaan so 'n week op Facebook wees. Gaan share hom. En as jy hom geshare het, kyk hoeveel mense sê, ek like it, ek gaan dit aanstuur. Terwyl daar 10.000 volgelinge op kruiskyk is van hierdie Jesus by die Braambos kanaal. 10.000 reg om die wêreld. As hy 20 keer aangestuur word, is dit baie. As 50 ouens gesê het, ek het geluister, dankie Jesus, dan vat jy die vuilste grap wat jy in jou lewe gehoor het, met die vuilste, kaalste foto's van mense, en jy post dit op Facebook, en stuur dit in die wêreld, en vir dieselfde 10.000 of 20.000 volgelinge van Jesus by die Braambos, en dan kyk jy wat gebeur. En as 1000 ouens jou gelike het, en 10.000 het aangestuur het, dan sê jy daar, maar dit is verkeerd. Ek dog ons is 'n Christen volk. Ek dink ons dien die Here. En raai wat gebeur? Hulle vloek jou, hulle skel jou, hulle sê jy skyn heilig, hulle sê as jy nie 'n grap kan vat nie, vlieg hel toe. This is only a joke. Hulle maak die vieslikste grappe oor 'n gesant van God. Onder die beld, sonder die klere, in die bordeel, grappies. En as jy sê, hey, stop, dis 'n instrument in God se hande, dan word jy gevloek en geskel. Want weet jy wat? Mense verstaan nie, ek dien God, maar ek volg hom nie. Nee, jy volg hom nie, want jy dien hom ook nie. Jy skyn heilig. Jy dien nie God halfhartig nie. Jy dien God met alles, of jy dien hom nie. Punt. End van die storie. Dis nie debatteerbaar nie, jy kan niks aantrend doen nie, jy kan nie, dis klaar. My liewe mens, hoe lank gaan ons, en ek praat nou met die Christen volke van die wêreld, wat nog glo in die Bybel is die geskrewe woord van God. Ek praat met predikante en herders en evangeliste. Nee, nie Ben Loubser nie. God praat met my eerste. Ek
sê net vir jou wat God vir my sê. Hy sê, hoe lank gaan julle nog vals wees? Hoe lank gaan julle nog skyn heilig wees? Hoe lank gaan jy God en die wêreld en mammon saam wil probeer dien? Hoe lank gaan jy nog in die kring van die spotters sit? Hoe lank gaan jy vat voor jy opstaan vir Jesus? Hoe lank gaan jy Jesus volg met alles in jou? Hoe lank gaan jy hom dien met jou hele wese? Vraag is joune. Ek gaan my telefoonnommer vir jou gee. Ek wil hê jy moet my antwoord hierop. Ek weet Piet en Jan en Frans en ek weet hulle sal. Maar ek wil weet van jou wat nog nooit vir my geskryf het nie. Skryf my 'n thumbs up of skryf my 'n thumbs down. Sê Ben, jy's van die pad af. Ek is nie bang nie. Ek worry nie wat jy van my sê nie. Ek worry net wat God van my sê. My nommer, nee, ek gaan eers bid. Here, vergewe ons oor ons God wil dien met ons mond, maar nie met ons hart nie. Oor ons God wil volg wanneer dit ons pas en nie wanneer die woord sê ons moet nie volg nie. Here, vergewe ons het regtig nodig om tot bekering te kom. In Jesus naam, amen. My telefoonnommer is 072 577 1196. Die Here seën jou. Die Here behoed en bewaar jou. Baie dankie vir almal wat finansiëel bydra. Baie dankie, ekstra baie dankie vir almal wat vir my en Francis en ons bediening, Jesus by die Braambos. Die gemeente is Jesus is lig. Dis ook 'n braambos. Hierdie is ook 'n braambos waar die Gees van God deur ons, met ons en deur ons met u praat. Baie dankie vir elke gebed. Dis meer werd as wat jy ooit kan dink of droom. Ons het dit meer nodig as wat jy ooit kan dink of droom. Die Here seën u, behoed en bewaar u. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, Jesus is lig gemeente, Eastvale Springs. Ek het gesê, ek moet nou sê Gauteng, Suid-Afrika, want ouens skryf hier uit oorseese lande in Noord-Afrika en sê hulle, maar waar is hierdie Springs? Hulle dink Springs is in Amerika, nie Gauteng. Die Here seën jy 'n fantastiese week. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, ek en jy by die Braambos. Ek kan nie wag om jou te sien nie. Die Here seën u. Amen.